So ek gaan vandag het ek die voorreg om op Pinkstersondag ons geesdriftige leefstyl reeks af te skop. Dankie tog dat dit is eintlik net die begin van om geesdriftig te wees, geesdriftig te lewe. Maar vandag is die dag, weet jy, julle weet nie, dis Pinkstersondag. Dis die dag bietjie meer as 2000 jaar terug wanneer die Heilige Gees uitgestort is. En net weer eens vir interessantheid, dit val op die dag 50 nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit die graf uit. En die woord Pinkster of Pentekost beteken 50. So dis 50 dae en dis waar die woord Pinkster vandaan kom. So vandag is Pinkstersondag, dis die dag wanneer die kerk gebore is. Dis waar Handelinge 2 uitspeel, waar Petrus hierdie preek, die Heilige Gees is uitgestort. So dis vandag daai groot dag. Ons het die voorreg om dit te herdenk, te herleef en opgewonde te wees oor die werking en die rol en die persoon van die Heilige Gees. So my preek vandag, my boodskap vandag is word vervul met die Heilige Gees. Ek gaan nou sien waar my titel vandaan kom, maar dis my titel, my tema. Kom ons sluit ons oë en dan bid ek net vir ons. Here, dankie vir vandag. Here, dankie dat ons harte nou self kan voorberei vir die woord. Here, ek bid Vader dat U ons sal bedien, vra U Heilige Gees dat U sal werk in ons harte, sal werk in ons lewens. Here, dankie dat ons die voorreg het om te kan nie net kerk hou nie, maar dat ons die kerk kan wees. Here, dankie dat ons dit kan wees, Here, en ons weet ons kan dit nie sonder die Heilige Gees doen nie. Ons kan nie sonder die Heilige Gees leef nie. Here, ons het U nodig. Here, ons is nie Christene sonder U nie. U woord sê duidelik in Romeine 8, Here, dat die wat gelei word deur die Heilige Gees is kinders van God. Here, en ons bid Vader dat daai vanoggend, Here, vasgemaak sal wees, Here. Here, dat dit soos 'n anker, Here, en U sê self die Heilige Gees seël ons. Here, mag daai seël vandag plaasvind as dit nog nie het. Here, dat ons sal weet, Here, dat U is reëel, U is 'n werklikheid. U het die Heilige Gees vir ons gestuur en U is met ons, U is by ons, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So, wat het gebeur in begin van Handelinge? So Jesus het in Handelinge 1 het Jesus met die disippels gepraat en hy het vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem, gaan wag daar, want dan sê hy daar duidelik dat Johannes het gedoop in die doop met bekering. Met ander woorde, hy het die waterdoop gedoen, maar ek gaan julle doop vervul met die Heilige Gees. So dit is 'n duidelike opdrag wat Jesus gegee het en dit is op dag 40 net voor Jesus opgevaar het, 10 dae later, is nou vandag, het hulle saam gebid, hulle was in een gesin bymekaar en Jesus of God het die Heilige Gees uitgestort. En dan lees ons in Handelinge 2 volgende vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat 'n tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En toe wat verder gebeur is dat so die Heilige Gees het hulle kom vul en daar's tonge van vuur en ander vreemde goedjies wat gebeur het. En van ons is vir dalk seker nou ongemaklik toe ek hierdie skrif lees, maar ek wil amper vir jou sê dis eintlik okay om so 'n bietjie ongemaklik te wees, want dit was ongemaklik vir die mense. Dit was nie 'n gemaklike oomblikie. En mense het dit gesien en hulle het gesê, "Jesus, maar hierdie mense praat dan in ons taal en hoe werk hierdie ding? Wat is hierdie tale storie? Is hulle dronk?" En sekere mense het hulle beskuldig, "Nee, hulle moet dronk wees." Maar Petrus het gesê, nee. Dit is nog te vroeg. Dit is nog te vroeg. As hulle gedrink het, nee, dit moenie, hulle is nie dronk nie. Dis wat gebeur het, nou gebeur wat Joël geprofeteer het. Joël het jare terug geprofeteer van hierdie dag. Hy het gesê dat die jong mense of die
die seuns en dogters gaan profeteer en die jong mense gaan gesigte sien en die ou mense gaan drome droom. En hy sê vir hulle, dis wat nou hier gebeur. En onthou julle nie wat Jesus gesê het nie? Jesus het gesê, Johannes, wanneer ek opgaan, gaan ek die Heilige Gees stuur en dan gaan ek sien, dan gaan julle sien hoe mense vol raak van die Heilige Gees. En daar gaan goedjies gebeur. In Markus 16 gee hy 'n paar opdragte en hy sê wat gaan gebeur. En dan ook in Matteus en in Lukas en wat is die ander boek wat ek nog nie gesê het, Johannes. So dit gaan gebeur, nê? Nee? Hierdie gaan gebeur wat julle nou sien. En dan toe vra die mense vir Jesus, vir Petrus, maar wat moet ons nou doen? Hierdie het ons nou beleef. Hierdie is wonderlik. Dis great, dis waar. Wat nou? En Petrus sê vir hulle, julle moet julleself bekeer, in ander woorde, draai weg van die wêreld, né? Draai weg van die sondige wêreld. Draai weg van die sondige wêreld, draai na Jesus toe. Dis wat bekeer is eintlik metanoia, verander jou denke. Dink anderste. Begin dink anderste, dink wat bo is, dink wat Jesus verwag ons moet wees, hoe dit in die hemel gaan wees. Dis ja, in kort wat beteken bekering? Hy sê bekeer en dan laat julle doop, né? Waterdoop. Onder die water, kom uit, dan gaan julle sondes vergewe word en dan gaan julle met die Heilige Gees gevul word. En dan staan die skrif net daarna, vers 2 vers 39 as ek reg gestaan daar, dat dan gaan en almal daarna, almal wat daar ver is, gaan hierdie belofte die Heilige Gees ontvang. En daar praat Petrus met ons vandag. Hy praat met ons, dat ons het die voorreg om gevul te word met die Heilige Gees. So dis basies wat gebeur het en in Handelinge 2 op die dag wanneer die Heilige Gees uitgestort is. En dan wil ek net hierdie belangrikheid klemtoon dat die doping met die Heilige Gees of om gevul te word met die Heilige Gees is nie dieselfde as om wedergebore te raak en om met water gedoop te word of die gelowige doop te doen nie. Dis heeltemal apart. Ek sê nie dit kan saam gebeur nie. Nee, ek wil nou nie 'n manual vandag vir julle skryf en voorlê nie, maar dit is 'n hele aparte gebeurtenis. En die kerk wil baie keer nie daaroor praat nie. Want ons is bang ons trap op mense se tone. Ons is bang ons is weird of ons word gesien as daai kerk. So ek weet nie of julle weet nie, daar is nie eintlik iets soos die charismatiese kerk of die NG Kerk of gereformeerde kerk of Pinksterkerk. Daar's iets soos 'n kerk van Christus. En waar lees ons van daai? In die Bybel. So ons het name gegee vir kerke met verskillende teorieë en teologie, maar daar's eintlik net een teologie en dis in die Bybel. En ons maak dit nou, jy weet, ons sê nee, maar julle is mos daai kerk. Julle nee, julle is daai kerk. Julle doen mos nou dit. Die vraag is met wat meet ons dit wat ons doen of wat gee dit vir ons daai riglyne? Is die woord, is die woord van God. So dis waar ons op staan. En Handelinge is die beste voorbeeld van hoe, dis die blueprint van 'n kerk. Handelinge 2. Dis hoe dit moet lyk. As jy aan die einde van Handelinge 2 lees, raak dit net nog mooier. Hoe die kerk saam gebid het en hoe hulle saam tyd gespandeer het, saam nagmaal gehou het. So dit is ons blueprint van hoe 'n kerk moet lyk. En die grootste fout wat ons kan maak is aanneming. Assume. Aanneem dat jy gedoop is met die Heilige Gees. Ja, daar's mos so 'n sê ding, never assume. Never assume. Nou ek gaan vir julle 'n storie vertel. Ek dink ek het dit al van julle vertel, maar ek het altyd gewonder wanneer gaan ek hierdie voorbeeld gebruik in 'n preek. Vandag is my dag. So ek en my broer, ons het onsself voorgegee as baie boere, heuningboere. So toe ons oor see af teruggekom het ons 'n bietjie geld gehad en ek en my broer het gesê, kom ons koop vir ons korwe en ons begin baie boer. Jy weet ons maak 'n bietjie geld met die heuning. Want dit is nou 'n ding, jy weet sitrus heuning. Daar's niks so lekker soos dit nie. En
toe doen ons dit. Toe koop ons korwe en ons kry vir ander boere baie boere gee vir ons hulle ou korwe en ons begin hierdie besigheid, maar dit gaan nie goed nie. Ek weet nie of dit ek wat die bestuurder is, my broer is eintlik daai tyd is hy in Stellenbosch en hy sê nee, Hapie, jy moet hierdie ding bestuur. So ek weet nie of ek 'n goeie bestuurder was nie, maar die ratels het ons heuning opgeëet en het nie gewerk nie. Maar ons het 'n ou gehad daarso Rodney, ek moet eintlik sy naam sê nie, want maar Rodney het gesê nee, hy wil baie graag inklim saam ons hierdie besig as 'n silent partner. Nee, krap. Nee, hy wil eintlik die harde werk doen en ons moet vir hom dan die heuning gee na die tyd. En ons het gesê dis great want ek weet nie of julle al deur 'n bygesteek is nie, maar dis nie lekker nie. En Rodney is taaf, hoor, hy gaan die heuning vir ons uithaal, maar hy sê toe vir ons daarso is 'n grond wat my pa hulle nou moet gaan ontwikkel, 'n nuwe bome gaan plant, maar daarso is nou korwe. Wat daar is, seker so 30 korwe. En Rodney sê vir ons, hy gooi hierdie storie. Hy sê, HP Altus, ek het vir ons korwe. Ek sê nee, waarvan praat jy? Wat bedoel jy? Nee, ek het bly nou al my hele lewe hierso op Brakfontein. En in my lewe was in hierdie laaste 5 jaar, so ek ken nie meer, ek weet wat hier aangaan, ek weet die beweging, ons weet nie wie se korwe hierdie is nie. En vir 5 jaar sê hy, vir 5 jaar het niemand daai heuning uitgehaal nie. So ek dink kom ons haal dit uit. Dis nou ons. En ons is soos nee, maar dis great want nou gaan dit verlore gaan, jy weet. Wat gaan met die heuning gebeur en die bulldozers gaan nou daai goeters plat stoot. Sê ek en my broer is baie naïef en sê vir ons, kyk, kom ons haal dit uit. En ons maak 'n planning, ons vat 'n bakkie en ons kry 'n waantjie en ons kry 'n oom op die dorp wat ook 'n groot heuningboer is. Hy het 'n groot uitswaier, so dit kan vinnig uitgeswaai word. En dan kan hy vir ons met 'n goeie prys in 'n potjie sit en hy het ons heuning. En altyd gaan reël toe met die oom met hom Kosie en Kosie sê is reg, ek sal sommer vir een van julle my pak ook uitleen en daar gat ons. Ons haal toe een aand, haal ons die heuning uit. Ek weet nie hoekom hier Rot het gesê nie, ons moet hierdie aand gaan uithaal. Ons haal toe in die aand uit en alles uit en Rodney is taaf want ons het 'n hele bakkie vrag vol korwe kiste uitgehaal. En die volgende dag sê ek vir altyd sê maar daai tyd swat ek nog teologie. Ek het 'n taak om te doen. Altyd sê meneer nee, hy sal dit gaan vat. Hy sal die volgende oggend gaan deurry, gaan vir die oom gee. En hy kom daar in die dorp en hy stop voor die oom se huis en daar's so 'n ander man wat hom help afhaal en hy haal die kiste so af en hy kyk so en hy sê meneer, hierdie is aan ons korwe. So, julle kan maar lag. Dis die fout wat ons gemaak het. Ons het aangeneem, dis niemand se korwe nie. Ons het aangeneem dat hierdie is ons in. Nou is dit ons in, want ons het vir ons kop gesê, nee man, die bulldozers gaan dit plat stoot en allerlei goed, hierdie gaan verlore gaan maar as ons bietjie meer moeite gedoen het, kon ons daai serial nommer of die nommer gevat het en ons kon bietjie uitgevind het want ons het. En die ergste van alles is HP het mos nou nie die oom gefeis nie. Toe sê altyd ja, maar die pak, né? Daai goed wat jy so ons eintlik nie daai ding wat oor ons kop aantrek. Dit moet nog teruggevat word nou oom Kosie. Maar ek gaan dit nie doen nie. Jy kan dit maar. So toe moes ek 2 weke later hierdie oom gaan feis en vir hom gaan jammer sê en vir hom die die kep bring en toe ek dit vir hom vat, toe vra hy vir my, "Jong, wat is jou naam?" Ek sê nee, HP en hy sê, "Maar wat maak jy? Wat maak jy?" Ek sê nee, ek swat teologie nou. Dis wat ek nou doen en ek werk vir die Here en hy sê, "O, swat jy teologie? Okay. Deur wie swat jy?" En dis die laaste wat ek oom gesien het. Maar die heuning wat ons nog koop en so is actually van sy besigheid af. So ons doen iets goed. Die punt wat ek wil maak is dat ons neem aan die doping van die Heilige Gees gaan iewers gebeur deur ons lewe en ons neem aan ons is okay. En hierdie is dalk kan ook baie reguit oorkom, maar die woord sê in Lukas 11 dat wanneer ons gaan vra en soek en klop vir die Heilige Gees, gaan ons dit kry, gaan ons dit ontvang.
En die vraag is, doen ons dit? Of gaan ons deur ons proses van 'n Christen en neem net aan, jy weet, ons is gevul. So ek wil weer duidelik maak dat wanneer jy wedergebore kom, wanneer jy jou hart vir Jesus gee, kom lewe Heilige Gees binne jou. En ek wil nie jy moet twyfel daaroor. Ek glo regtig dat dit definieer jou as 'n Christen. Wanneer jy Jesus aanroep en sê, Here, kom leef hier in my. Ek neem jou aan as my redder, as my saligmaker. Dan kom lewe Heilige Gees binne jou. Maar daar's nog iets wat die Bybel van praat en dit is om gevul te word met die Heilige Gees. Dit moet nie die mekaar raak nie. Dis die doping van die Heilige Gees. En dis wat ek vandag oor praat en dis wat Johannes van gepraat het en Jesus en die Bybel 'n paar keer. Maar Johannes sê die volgende: Ek doop julle wel met water tot bekering, né? Dis die waterdoop. Dis die oomblik wanneer jy jou hart vir Jesus gee en sê, Here, ek wil gedoop word. Dis daai oomblik. Maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. Handelinge 2 toe die disippels en ander 120 mense gewag het vir die Heilige Gees. Daai was Christene gewees. Handelinge 2 het hulle nie hulle harte vir die Here gegee nie, hulle het al. Hulle het al gestap met Jesus, hulle het hom geken. Maar daar was nog 'n oomblik waar die invulling van die Heilige Gees gebeur het. In Handelinge 1 vers 4 tot 5, Jesus sê dit basies dieselfde in Lukas 24. Hy sê terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Julle sien wat ek sien. Dis 'n verskil. Waterdoop is verskil met doping van Heilige Gees. Dis verskil, dis twee verskillende dele. As jy sien wedergebore is dieselfde as doop, dan kan jy, maar ek dink jy moet nie. Daar's 'n oomblik gewees wat jy Jesus aangeneem het, dan maak jy die besluit om geonderdompel te wees, onder die water te gaan, uit te kom, en dan is daar 'n oomblik waar die doping van die Heilige Gees plaasvind. Ek wil hierdie duidelik maak, want daar's 'n ding daar buite, hulle noem dit die sê ding daar buite, hulle noem dit functional sensationalism. Met ander woorde, sensationalism is 'n ander groot woord dat die Heilige Gees gestop het, sy werking gestop het. So ons sien nie en ervaar nie meer en ken nie meer die persoon van die Heilige Gees. Dis wat dit sê. So ons glo nie daaraan nie. Ons glo die Heilige Gees werk nog, leef, is hier. Maar functional sensationalism sê, die mense sê, hulle glo nie die werking van die Heilige Gees, hulle glo dit bestaan, hulle glo die gawes, maar ons sien dit nie. Ons sien dit nêrens nie. So dis functional sensationalism, maar ons moet pasop om daarin te val. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. So baie keer in die Nuwe Testament is dit baie duidelik. Ek wil nie 'n metode gee van hoe dit werk nie, maar ons sien selfs dat daar's mense wat gedoop is in die Heilige Gees voor hulle gedoop was. Dan sien ons daar's mense wat hulle harte vir Jesus gegee, nog nie gedoop nie. Hulle word gedoop en dan sien ons die doping van die Heilige Gees. Daar's 'n kere waar Petrus gepreek het, hy preek, en dan ewe skielik word die Heilige Gees vul uit die plek. So daar's verskillende maniere hoe dit plaasvind. Daar's kere waar hulle letterlik hande oplê en dan word die mense gevul. Die punt wat ek wil maak is, daar was 'n oomblik geskep wat hulle gesê het, Here, kom vul ons. My tannie het letterlik in haar, kan ook baie kontroversieel wees, maar sy het so uitgeroep vir die doping van die Heilige Gees, en sy het ervaar, sy beleef het nie, dat sy letterlik in die middel van die aand wakker geword het, gedoop. Toe doop die Here haar in die middel van die aand, sy raak wakker. En hier's die ding, die oomblik wanneer ons hoor tale, dan hardloop ons ook weg. So tale is nie al bewys dat jy gedoop is in die Heilige Gees. So ek wil dit duidelik maak, die Bybel maak dit verskillende plekke sien ons dat tale het ook gebeur. So jy kan die gawe van tale ontvang om in ander tale te praat, maar dit is nie alrede nie. Al bewys nie. Die bewys wat jy gedoop is van die Heilige Gees is jou liefde teenoor hom en om daai liefde vir hom vir ander mense te vertel. En dis hoekom Jesus gesê het, as jy gedoop word
met die Heilige Gees, wag vir die Heilige Gees, julle gaan krag ontvang om 'n getuie te wees. So dit is die bewys. Is daai krag, is daai liefde om vir ander mense te vertel van Jesus. Okay, so ek raak nou baie teologies, maar ek wil hê julle moet daai punt hoor. Daar's 'n verskil. Die woord vervul, dis baie belangrik want ons lees, daar's baie keer wat ons lees gedoop met die Heilige Gees of vervul. En ek wil vandag fokus op die woord vervul, want dit is 'n beter betekenis, is 'n beter beskrywing wat gebeur. So die woord doop beteken in Grieks baptizo, beteken onder die water. Ons moet onder die water gaan, ons moet uitkom, okay? In Afrikaans of Engels, of kom ons sê Engels, is to dip. Jock, jy moet eintlik hierdie preek, jy sal dit baie beter verduidelik. Beteken, hy het 'n boek geskryf, wil net vir julle sê, hy het 'n boek geskryf, so hy weet van hierdie tema, is om onder die water te gaan en om uit te kom. Belangrik. Okay, ek wil dit duidelik maak. Dit wat ons vandag gedoen het, was nie die doop nie. Was nie die doop nie. Dit was 'n seën wat ons gedoen het. Okay, om doop te word beteken om onderdompel te wees, om onder die water te gaan. Baie belangrik. En so wanneer Johannes gesê het dat Jesus ons gaan doop met die Heilige Gees en vuur, beteken dit dat hy ons gaan gevul word. Dis hoekom die Bybel praat van vervul. En nou by daai betekenis uitkom van vervul, maar as om gevul te word. In Efesiërs 5 vers 18 staan daar: Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, dat die Gees julle vervul. Hoe mooi is dit nie? So die vraag eintlik wat ons moet vra is, wat maak ons onsself vol? Ek het daar's 'n prentjie van 'n glas. Met wat maak ons onsself vol? Ek praat nou nie teen feit dat die skrif gaan eintlik oor ons moenie vol raak van drank en alkohol nie. Okay? Maar wat andersins? Wat andersins maak jy jouself vol? So ek het hierdie getuienis gehoor, hierdie het regtig gebeur in 'n ou se lewe, sy naam is Dion Hockey. So julle kan hom opsoek, sy getuienis gaan luister. Maar Dion Hockey het die volgende beskrywing. So hy was, die Here het hom vrygemaak. Hy was ook 'n alkoholist gewees en die Here het hom vry. Dis hoekom hy hierdie getuienis of hierdie vergelyking kan gebruik, maar die Here het hom vrygemaak en die geroep vir die bediening, maar so totaal vry. Maar hy het gesê dat hoe hulle gekuier het as jong mense is, hulle het om 'n tafel gesit en dat hulle, ek dink julle noem dit 'n funnel, dan daar's al 4 of 5 pype gewees en dan almal gelyk gedrink uit hierdie een bak uit. So ek weet hierdie is nou baie grafies vir die kinders, maar dan het hulle gedrink en dan het hulle dronk geraak. En dan het hulle begin verskillend optree, né? Soos hulle nou almal gelyk dieselfde drink. Dan het hulle nou begin optree. Van hulle het begin lag, nee. Van hulle het begin huil en van hulle het begin dronkverdriet kry en van hulle het begin opgewonde raak en baie van hulle se oë het begin ronddwaal. Wat is die punt? Dat almal van ons, as ons gevul word met die Heilige Gees, begin ons anders te optree. Begin soos Jesus optree, maar almal van ons kry verskillende gawes. Kry verskillende gifts, né? Sorry, daar is nou baie sterk Engels. Maar almal van ons kry geskenke. Wat die Heilige Gees ons geaardheid en ons natuur verander en ons leef uit en ons kry die vrug van die Heilige Gees. Die punt ook uit hierdie storie is dat ons die vraag is met wat maak ons onsself vol? Want dit beheer ons. Dit stuur ons. En hier's net iets wat ons kan oor praat is die feit dat die vraag is dat baie keer hoor ons en sê nee, maar die Heilige Gees is nie meer so baie by my nie. Of ons hoor nee, ek ervaar nie meer die Heilige Gees nie. Weet julle wat is dit eintlik? Die Heilige Gees is nie minder by jou nie. Hy is nog steeds daar. Jy maak jou koppie, jou beker of jou glas vol met iets anders. Dis wat gebeur en dan ervaar jy hom nie. Jy beleef hom nie. Maar die Heilige Gees is nie minder vandag en meer môre nie. Of meer vandag en minder gister nie.
Die groot ding is, met wat maak jy jouself vol? Ek het dit vorige keer ook gebruik, as ek langs Sofia sit, kan ek maklik sê, nee, ag, sy is nie by my nie, jy weet, ag, ek ervaar nie vir Sofia nie. Maar my vraag is, spandeer ek tyd met haar? Draai ek bietjie na haar toe, kyk ek in haar oë, ervaar ek haar, beleef ek haar, praat ek met haar? Presies dieselfde met die Heilige Gees. Heilige Gees is hier, hy is met ons. Dit is belangrik om te verstaan, en ook dat hy 'n persoon is. Hy's 'n persoon, weet julle dit? Hy's nie fisies hier nie. Ek het hierdie week die voorreg gehad om met die laerskool te kom praat oor by maandagooggend en dinsdagoggend oor Pinkster, en ons het gepraat oor die Heilige Gees as duif, as wind, of soos 'n duif, soos 'n wind en soos vuur en soos water. En ek het die voorreg gehad om maandag te praat soos 'n duif. En as ons dink die Heilige Gees is soos 'n duif, hy kom sit op jou. Hy is hier. Jy gee jou hart of jy word gedoop en hy kom sit op jou skouer. Hy is hier. Vraag is, wat doen jy? Beleef jy hom? Spandeer jy tyd met hom? Want ons weet 'n duif is sensitief. Hy is hier, maar wat doen jy? So die Heilige Gees het 'n persoonlikheid, en ons lees dit in 1 Kolossense 5 vers 19 en Efesiërs 4 vers 30 sien ons hierdie uit. Ons sê hy staan dan moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. So dis wat ons doen. Ons staan die Heilige Gees teen. Deur om onsensitief te wees of ongehoorsaam of om te fokus op iets anders as hy. Efesiërs 4 vers 30, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. In ander woorde, moenie hom nie hartseer maak. Ons weet wat maak die Heilige Gees hartseer. Ek gaan nie daarin gaan. Want jy lewe jou lewe. Jy weet wat jy doen. Jy weet wat jy praat. Jy weet hoe jy optree. Ons kan die Heilige Gees teenstaan, ons kan hom bedroef. Julle geweet die Heilige Gees is jaloers op ons. Hy wil ons nie deel met enigiemand anders. Dis hoe persoonlik hy is. Hy's baie persoonlik. En ons lees dit in Jakobus 4 vers 5. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon heeltemal vir homself wil hê? In die Engels, ek het 'n amplified vertaling oor daar. Or do you suppose that the scripture is speaking to no purpose that says the Spirit whom he has caused to dwell in us yearns over us, and he yearns for the Spirit to be welcomed with jealous love? Ons mag nie jaloers wees nie, maar die Here is jaloers op ons. Dis hoe persoonlik die Here is. Hy wil ons nie deel met enige iemand. Hy soek verhouding, hy wil tyd met ons spandeer. Wil afsluit met weer eens hierdie gedagte, die waarheid, dat ons gevul of vervul moet word. Die woord vervul beteken voortdurend, aanhoudend. En ons sien dit in Handelinge, dat dieselfde disippels wat gevul of vervul is, in Handelinge 2, is weer volgemaak. En ons lees ook, Jesus was vol van die Heilige Gees, net toe hy uit die woestyn het kom. Ons lees Barnabas in Handelinge 13, ons lees ook van Stefanus in Handelinge 6 en 7, dat hy was vol van die Heilige Gees. Met ander woorde, met wat maak jy jouself vol? Met wat vul jy jouself? En dan lees ons in Handelinge 4, nadat Petrus en Johannes vervolg was, hulle was gevange, hulle kom toe uit, en hulle bid, en hulle sê, nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was, geskit. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul, en met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Ons het vanoggend ook dit gesê, wat gebeur as jy gevul word met die Heilige Gees? Nee? Jy getuig van Jesus. Jy verkondig die woord. Dit is die bewys van die doping van die Heilige Gees. Is daai. Ek wil afsluit met hierdie storie. Hy maak nie justice wat ek nou gaan sê nie. Maar dit het blykbaar regtig gebeur. Dis 'n storie wat in Indië afgespeel het. En hierdie ryk man
jong ryk man, hy het siek geraak en hy het besluit, hy gaan alles wat hy het nie familie gehad, hy het niemand gehad, hy het nie vriende gehad nie, maar alles wat hy het, sy kar, sy paleis, sy geld, alles, hy het blykbaar 3 portrette gehad en skilderye, alles gaan hy weggee. En hy het vir die village gesê, nuus het uitgegaan en hulle het uitgevind en hy het vir hulle gesê, julle kan maar almal kom haal alles wat ek het. Ek gaan anyway doodgaan. Maar daar's een vrou gewees, 'n ouerige tannie en sy het hierdie ding so gekyk en sy het gesê, maar ek soek niks van hierdie ou. Maar wat ek graag wil hê is ek wil graag hom ontmoet. Ek wil hom ken. Ek wil tyd met hom spandeer. Ek wil sien wie is hierdie man? Is hy okay? Punt wat ek wil maak is dat baie keer doen ons dit in ons journey. Ons soek so die goed van die Here. Soek so die gawes van die Here en geskenke en al daai goeders dat ons nie die persoon van die Heilige Gees ken nie. En dis iets wat ek by julle gaan los is, wat soek ons van die Here? Soek ons sy gawes, soek ons sy goedheid? As dit by die Heilige Gees kom, soek ons al sy geskenke wat hy gee, want ons weet die Here is goed. En hy gee goeie geskenke vir ons. Maar die vraag is, ken ons hom wat die geskenke vir ons gee? Ken ons die Heilige Gees? Beleef ons? Het jy al vir die Heilige Gees vanoggend môre gesê? Want hy is by jou, hy is hier, maar ons vergeet baie keer van hom. Ons fokus nie op hom. En daarom beleef ons hom. Daarom sien ons nie goed, want ons fokus nie op hom nie. Ons fokus op ander goed en dit maak ons koppie vol. Dit is ons fokus. Kan ek vra dat die band opgekom? Ek wil afsluit net om te sê dat ek het nou baie duidelik vandag oorgekom oor dat daar iets is, soos die doping met die Heilige Gees, om vervul te word met die Heilige Gees. Miskien is jy al gedoop met die Heilige Gees, maar daar's nog 'n gebeurtenis en dit is om vervul te word, om weer vol te raak van die Heilige Gees. Want daar is ander goed wat ons op fokus, ander goed wat ons vol maak. So die band gaan afsluit met 'n bedieningsliedjie. So dit is ook die cue vir die wat dalk wil gaan en dalk wil koffie drink of wat ander goedjies aan het. Maar as jy vervul wil word met die Heilige Gees, is jy welkom om vorentoe te kom. So hier gaan mense wees wat bid. Die bidders kan ook vorentoe kom solank. Maar kom ek sluit vir ons af met 'n gebed. Dan kan jy vandag of vorentoe kom. Here, dankie vir hierdie oomblik, Here, dat ons 'n bold, vrymoedige oomblik, Here, kan skep, Here, waar ons sê, Here, ons wil vol raak van U, Here. Here, vergewe ons as ons vol geraak het met ander goed, Here. Here, vergewe ons, Here, waar ons fokus, ons aandag nie op U is nie. Here, ons weet, Here, U is sensitief, Here. U Heilige Gees is sensitief, Here. En ek bid, Vader, dat U ons sensitief sal maak teenoor U, Vader. Want ons weet, Here, dat U praat met ons, Here. Here, U is 'n werklikheid, Here. Here, en ek bid, Vader, dat U met ons vandag sal praat, Here. Here, dat ons hierdie geleentheid wat geskep word, Here, dat ons weer vol sal raak van U. Dankie, Jesus, Here. Vra Heilige Gees dat U ons sal kom bedien vanoggend. Kom raak ons aan, Here. Kom vul ons nou, Here. Kom vul ons nou. Kom vul ons nou, Here. Here, ons is so afhanklik van U. Ons kan nie sonder U nie, Vader. Ons kan nie, Here. Here, kom seël ons, Here. Here, U sê, Here, as ons dors is, Here, kan ons kom drink van U water. Here, en U water gaan soos 'n fontein uitborrel uit ons, Here. Here, en ek bid, Vader, mag dit gebeur.
Mag dit vanoggend gebeur. Dankie Jesus.